Ek wil vir almal van julle sê baie welkom, especially Angelo. I again want to say welcome to us, and may God bless you. And it's always been a great pleasure for me also to work with you, and I'm proud to be part of the Baptist Union, and it's with joy that we support you financially, that we support the Baptist Union spiritually, and so thank you very much. Baie dankie. Ouens, die wit kaartjies wat tussen die stoele lê, julle kan van dit invul. Die wat nog nie dit ingevul het nie, dit gaan daaroor dat jy word nie 'n lidmaat daardeur nie, maar vul vir my een in, kyk net of jy al jy kry mos nie e-posse nie, dan moet jy enetjie invul. OK, hier's nog 'n ander dingetjie waaroor ek baie opgewonde is. Die 13de Mei, Woensdag die 13de Mei, ek gaan weer en weer afkondig, begin ons 'n volledige gebedsskool. Ook in die Timoteussaal, die aand om 7 uur. En ons gaan dit vir 7 weke doen, en dan sal ons weer daarna kyk, hoe gaan ons verder. So die 13de Mei, en as daar selgroepe is, wat dit as geheel wil kom bywoon, ook welkom. Baie welkom. I'm still a cheetah. Maar, miskien moet ek sê, I'm now especially a Shimla. Kyk, ons het mos maandag aand teen daai ander dorpie oor kan die rivier gespeel. OK. Vader, in die naam van ons Here Jesus, sê ons dankie. Dankie Here, dat ons kan saam wees. Dankie dat ons na u woord kan luister. En ek bid dat u woord in ons sal bedien, maar eintlik u self ook. Ek dank in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek wil hê Dominique moet vir julle die driehoek wys. En as julle die driehoek sien, ek wil dit probeer tot aan die einde van die jaar 30 keer herhaal. Die driehoek ken julle al, ons het al in die klein kerk het ek baie daaroor al gepraat, en dit gaan hier oor 'n gesinslewe. Die vader het 'n invloed op die kind, op sy ontwikkeling, emosioneel, geestelik en andersins, en die moeder het 'n invloed op die kind. Hierdie twee saam het eintlik ook 'n invloed op die kind, die vader en die moeder, hulle gesamentlike verhouding met mekaar, het 'n groot invloed op 'n kind. En dan kom die Here van bo af, en dan het hy 'n invloed regdeur. Maar kyk mooi, die Here se invloed loop deur die vader en die moeder se verhouding na die kind toe. So as daar 'n slegte verhouding is tussen die vader en die moeder, dan beïnvloed dit die emosionele, geestelike, hele ontwikkeling van die kind. Ouens, die hele ding gaan daaroor, dat ek graag in die volgende 3 jaar, wat ek nog hier gaan werk, wil ek graag 1000 mans. Nou, niks asseblief, ek het verlede week dit sterk probeer beklemtoon, dat daar byvoorbeeld tussen God die Vader en die Here Jesus, hulle is gelyk. Nee? Onthou julle, in die begin was die woord, en die woord was by God. Dus so voel ek ook oor mans en vrouens. Mans en vrouens is gelyk. Hulle funksie verskil. Hulle funksie verskil, hulle rol verskil, hulle roeping voor die Here verskil. My groot ding wat ek glo, is dat mans is die belangrikste persone in die hele wêreld. Ook belangriker as kabouters. Mans is die heel belangrikste. En as ons 'n verskil in die Republiek van Suid-Afrika wil maak, dan help dit nie. Ons maak al die Eskom-stasies reg. As ons 'n verskil in Suid-Afrika wil maak, ouens, dit gaan ons nie eintlik help om die bestuur van Suid-Afrika reg te kry. As ons in die volgende 40 jaar, in die volgende 150 jaar, 'n verskil in die Republiek van Suid-Afrika maak, dit sal gedoen word deur mans. Deur ouens wat nou nog 18 is, en 15 is, en 14 is, en ouens wat nou 40 is, en ook ouens wat 60 is, wat ook nou 'n rol kan speel in kinders. Ek glo dat mans kan vir geslagte heen 'n geweldige invloed hê in ons land. Ek glo dit met my hele hart, en ek gaan probeer om te kyk, en ek wil dit doen saam met hierdie reeks wat ek doen, en elke keer as ek hierdie reeks doen, dan wil ek dit herhaal, sodat julle dit vir julle so, die Heilige Gees het so op julle harte sal druk, dat julle dit sal gryp. En vorentoe sal ek nog met ander goeters oor mans ook na vore kom. Ek wil 1000 mans probeer help om met vrymoedigheid. Nou gaan julle hoor hoe klein is my visie.
Maar as jy weet wat die werklikheid is, dan sal jy sê, dis 'n groot visie. Ek gaan probeer mans oortuig en toerusting gee, om ten minste een keer 'n week, sy vrou en sy kinders te neem, en dat hy vir hulle lees, die man in die huis, en dat hy vir sy vrou bid, dat hy vir sy kinders bid, dat hy vir hulle seën, ten minste een keer 'n week. Nou julle sê, maar hoekom een keer 'n week? Kom ons doen dit 7 keer 'n week. You may start. Maar dit is my gedagte. En ek sê, met 1000 mans in die kerk, ons kan 'n groot invloed hê in Bloemfontein, in ons eie gesinne, in ons eie lewens ensovoorts. Nou, ons gaan nou vanmôre begin met Matteus, Markus en Lukas ensovoorts, maar ek wil net eers by julle weet, hierdie is eintlik amper biografieë of verhale en so. Wie van julle weet mos baie keer mens kry die boeke wat jy lees, kry jy biografieë, verhale van mense se lewens. Nou nie net Christelike nie, sommer gewones man, oor Charlie Chaplin. Wie se biografie, wie se lewensverhaal het julle al gelees? By die eerste diens het hulle 'n klomp oulike mense gesê wat ek nie eens almal ken nie. Nou wil ek ook hoor, wie het julle al gelees? Sê sommer hardop. Wat is van die biografieë wat jy al gelees het? Sê my sommer 'n naam. Corrie ten Boom, daar's 'n baie mooi ene. Watter een het jy gelees van Andrew Murray? As wat sê weer? Nee, wat sê die boek se naam? Die liefde een. Ek hou ook vreeslik van Andrew Murray man. Dis my baie wonderlik. Ek sal jou ruil die wat jy die het. Dis baie wonderlik. Wie het nog gelees? Jy hoef nie net Christelike ouens te sê nie. Hansie Cronje, dankie Johan. Nog iemand? Jack White, Black and White. Right. Ek het hom nog vir TV Willem se persent gekoop. Nog iemand? Wie van julle almal het al ooit lewensverhale van ander mense gelees? Sê bietjie, Nou ja, wat is julle storie? Sê my nog een. Sê my nog eene. Wie? Herschel Gibbs. Jo, dis seker 'n lekker een. Nog 'n agter? Pierre Spies. Michael Schumacher, dis ook seker 'n lekker een. Michael Schumacher. OK. Hendrik Schoeman, baie is lankal van die toneel af. Ja, nee, ek kon onthou vir om Hendrik nog goed, om Hendrik Wielietjies. Nog een? Betsy Verwoerd, Dewie, Jan Smits, Dewie, jy hom gelees? Dewie dink ek het 'n klomp gelees. Nog een of twee. Donald Trump, blikskottel. Ek hoor dis 'n ryk ou daai. Baie geld. Donald Trump, ek wil ook so een lees. OK, nog? Albert Schweitzer, dis ook 'n baie mooi een. Wie het nog sulke interessante goed gelees as Trump? Wat is Trump se eerste naam? Donald Trump. Wie het nog so 'n boek gelees? Wie? Anton Rupert, daar's hy. En iemand het in die eerste diens gesê Stephen Jobs en Charles Bronson en al so aan. Ek het ook 'n klompie en ek het nou hier die geestelike boeke gelees, maar ek wil eintlik ook van julle boeke lees. Ek wil ook Donald Trump lees. En ek het van Andrew Murray ek ook gelees. Ek sal jou myne gee as jy wil hê. Ek het van Spurgeon gelees en 'n man met die naam van Whitfield. Ek het net eergister het Jimmy vir my een uitgedruk van Dr. Bill Bright. Ek lees dat Dr. Bill Bright die man is wat die vorige eeu, dis nou 1901 tot by 2000 tot by 2000, nee. Daai hele 100 jaar was dit die man wat die meeste gedoen het, die enkele man wat die meeste gedoen het vir Christendom in die hele wêreld. In die hele wêreld, Bill Bright. Ek wil graag syne lees. Ek het 'n baie mooie gelees van Watchman Nee, baie mooi. Een van my ek dink ek nog die mooiste gelees het, is een van Dr. Norman Vincent. Dis 'n ongelooflike biografie of autobiografie wat ek gelees het. Nou ouens, die eerste 4 evangelies is biografieë. En eintlik God is die outeur. En met hierdie 4 biografieë adverteer hy die Here Jesus Christus. En hy het 4 mense uitgekies en het die Heilige Gees toegelaat om hulle te help om te skrywe presies uit elkeen se eie omstandigheid tussen elkeen. Jy sien ek en sy het miskien verskillende boeke gelees oor Andrew Murray.
maar die een wat ek gelees het dalk hierdie doel en die ander een daai doel. En so het God die Vader 4 verskillende mense met 4 verskillende oogmerke gekies om die 4 verskillende evangelies te begin. Verlede week het ons gedoen Johannes. En hy het gesê die evangelie van die Here Jesus of die biografie van die Here Jesus, die lewensverhaal begin so. Wat vir my interessant is dat elkeen van hulle, Markus begin sommer so. Hy sê die evangelie van Jesus Christus, die boodskap rondom hom, die goeie nuus rondom hom het so begin. En dan begin hy met Johannes die Doper. Dan maak hy volgens hom begin dit daar. Toe sê Matteus, nee man, het begin voor Johannes die Doper. En hy vat dit nog terug na Abraham, Isak en Jakob. Toe kom Lukas en Lukas sê, nee man, dit gaan nog verder terug. En Lukas vat die geslagsregister terug en terug en terug. En hy sê, tot by Adam die seun van God. Jy sien waar hierdie ou begin het by Johannes die Doper, hierdie by Abraham, Isak en Jakob, gaan daai terug tot by Adam. Maar Johannes, die evangelie van Johannes, gaan terug tot deur in die begin, tot voor Genesis. Hy sê in die begin was die woord daar en die woord by God. En elkeen het sy eie beklemtoning. En ek wil nou elke keer as ek nou die 4 evangelies, my idee was nog altyd, en altyd kry ek dit nie reg nie, maar ek moet dit nou reg kry. Ek wil een reeks preek oor hierdie 4 evangelies wil ek saamvoeg in een reeks. En ons gaan die lewe en die werk van die Here Jesus deur, van begin tot einde, en ek bid dit gaan op jou hart 'n groot invloed hê. Ek wil so graag hê jy moet een van die 1000 mans word. Maar of jy nou getroud is of nie getroud is nie, ek glo dit kan 'n invloed hê op ons almal. So Lukas, as 'n skrywer, Lukas was 'n dokter, hy was 'n mediese dokter. So dan moet ons dadelik aanvaar dat Lukas was 'n goed opgeleide man. Hy het geweet van navorsing. Hy het geweet van goeters mooi sistematies agter mekaar uiteensit. Ek sou dink 'n mens sou kon sê dat hy was bo-gemiddeld intelligent. Ek lees een man wat so baie mooi sê van die evangelie van Lukas. Hy sê, it is the most sweet and pleasant of them all. Lukas is vir hom sweet and pleasant. Lukas gaan en hy skryf hierdie evangelie neer, en ek gaan nou vir julle lees, ek wil hê julle moet nou sommer julle raamwerke neem. Dan skryf hy in die eerste 4 versies. Ek dink 'n ding wat 'n geweldige invloed op julle moet hê is, wie was Lukas? Wat het hy probeer doen en wat sê hy eintlik vir ons? So, ek vat net julle raamwerk en dan lees ek vir julle die eerste 4 versies. En dan wil ek net 1 of 2 dinge daar geweldig onderstreep, sodat jy kan sien, maar dis iets wonderliks waarmee ons besig is. Jy sien ouens, verlede week het ek vir julle 'n dingetjie gewys. En ek en Petrie sit hier en praat donderdag aand. Ons sien mekaar 2 keer 'n week. En donderdag aand sit ek hier en ek praat met hom en ek sê, Petrie, ons moet bid dat die Heilige Gees ons wys. Wat is julle behoeftes? Ons moet bid dat die Heilige Gees vir ons help, dat ons nie net mooi preke gee nie, maar dat ons julle kan verstaan. As jy byvoorbeeld, nou sê nou maar vir Jacques Kilian wil verstaan, daar agter lê 'n biografie van homself, dan gaan koop julle een. Maar nou elkeen van julle wil mos nou nie vir my 'n biografie skryf oor jou lewe. Maar ouens, ek glo met my hele hart dat jou behoefte lê by die goed waaroor ons vanmôre gaan praat. Wil jy moet mooi luister. Onthou Jacques se biografie ook daar agter. Hy het ook een geskrywe oor sy lewe. OK, kyk op julle raamwerke. Lukas 1, hy skryf aan hoogagte Theophilus. Dan sê hy, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. OK, so die goed, dit het gebeur. Dis historiese feite. Dinge wat onder ons gebeur het. En hulle het dit neergeskryf soos dit aan hulle oorgelewer is, deur die mense wat van die begin af ooggetuienis en dienaars van die woord was. Dis nou van die begin af, en Lukas skrywe min of meer in die jaar 80, so 50 jaar na die Here Jesus se hemelvaart. Nou sê hulle 50 jaar, maar is dit nie 'n lang tyd nie. Aristoteles en Plato se goed is 1200 jaar na hulle dood geskryf. 1200 jaar na hulle dood. Maar almal glo hulle
Maar mense het 'n storie oor die evangelie van die Here Jesus, wat 50 jaar. Ouens, al die sogenaamde foute in die Bybel kan jy op 1 A4 skrywe en nie een van hulle raak een belangrike teologiese probleem van Christendom nie, not one. En party van dit net te doen gehad met die haan wat kraai, die haan 2 tone of 3 tone gehad. Sulke stupid goed. Evangelie van die woord, nou hierdie woord is natuurlik die verhaal, die boodskap self, nee. Kyk nou mooi wat sê hy nou. Daarna het ek, die mediese dokter, opgelei, sistematies en doelbewus, sê hy. Daarna het ek dit ook goed gedink. Ek sou aanneem hy het gebid daaroor. Het ek ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf sistematies wil ek dit ondersoek alles rondom die Here Jesus Christus. Toe skryf hy 2 boeke. Hierdie boek Lukas en die boek Handelinge. Saam is dit net soveel soos Paulus geskryf het. Dis nie minder nie. Dis te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir julle neer te skryf. Hoekom? So kan jy, Theophilus, so kan jy te wete kom dat die dinge waaroor jy onderrig is, hy is al onderrig, sodat jy kan sien, dis heeltemal betroubaar. Hierdie ou doen navorsing, en hy het in die oog dat jy sekerheid sal hê, dat jy vrede sal hê. Dis hoekom hy dit neerskryf. Ek bid, as ek nou binne 3 jaar hierdie ding klaar het, dat julle sal sê, ja, maar dit bring vir my vrede, dit bring vir my satisfaksie, en die wonderlikste ding vir my van hierdie evangelie is, ouens, hierdie navorsing wat die man gedoen het in die jare 1950, was daar geweldige wetenskaplikes, adreskundiges, wat foute gekry het binne in Lukas en Handelinge, veral as hy die eilande noem waar hulle in Handelinge ry en so aan, of hy sê, hierdie ou was in die regering daai tyd, julle sal sien ons by Johannes die Doper kom, hy dateer sy koms op 6 verskillende maniere. En toe het hulle al hierdie foute gekry. In die jaar 2000 is daar nie een wetenskaplike meer oor wat dit betwyfel nie. Julle moet julle nie so baie steur aan mense wat gedurig fout vind met die Bybel nie. Almal is nou skaam. Alle wetenskaplikes in ons moderne tyd aanvaar nou of hulle Christene is of nie, aanvaar dit as 'n historiese bron van heeltemal betroubaarheid oor die eilande en die sê 'n bietjie amen vir die Here. Jy sien die ouens, julle moet julle nie laat bedreig deur professionele leenaars. Hierdie is die verhaal van die Here Jesus Christus en ek glo dit kan vir jou vandag weer 'n wonderlike ding wees. Maar ek gaan nou vandag nie eintlik uit Lukas uit kyk nie. Ek gaan nou vandag uit Matteus uit gou vir julle 'n paar goedjies net deurgee en vir jou bedien met die lieflikheid van ons God. Want ons Vader adverteer sy seun in elkeen van die evangelies. 4 verskillende advertensies. Ons gaan Matteus 1 vers 1 en 2 doen. Vers 1. Het julle die raamwerke? Ek lees vir julle. Matteus 1 vers 1 en 2. Vers 1, net eers vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. As jy gesien het, hy sê nie die seun van God nie, as jy mooi opletten. Want in daardie dae die ouens het nog nie verstaan nie, hulle het dit nog nie mooi verstaan nie. En hy begin met die mense om vir hulle te bedien. Hy skryf aan Jode wat in 'n gemeente was, min of meer so in die jaar 80. So 30 jaar na die Here Jesus, 50 jaar, ook 50 jaar, na die Here Jesus se wegvaart. Skryf hy aan die gemeente en hy wil vir hulle oortuig as 'n klomp Jode en hy wil die Jode wat nog nie in die Christendom is nie, wil hy oortuig om vir hulle oor te bring en hy begin met hulle te praat en hy sê vir hulle 14 maal in hierdie baie mooi sistematies uiteengesit, hoor, waar Lukas meer net vertel, is hierdie ou doelbewus besig om sy goed sistematies volgens 'n orde, skryf hy dit neer en hy sê vir hulle, iets wat in 'n Joodse hart onmiddellik vibrasie sou bring. En hy bedien hulle op die plek waar hulle is op daai oomblik, en dit sal hulle harte laat vibreer. Weet ek nie wie van julle se harte die afgelope 2 weke gevibreer, toe hulle Cecil John Rhodes se standbeeld in die Kaap wou afbring nie. Ek het gesê, yes, as ek daar sal ek help. Ek sou graag wou gehelp het. Maar ek het kwaad geword toe hulle Paul Kruger gaan lol.
Dit was nie vir my lekker. Maar ek sal hier's nie een hier wat ons kan afbreek van Cecil John Rhodes nie. Die doel. OK. Maar hierdie ouens was Jode. En hulle geskiedenis was vir hulle wonderlik belangrik. En ek onthou op Malala het ons 'n liedjie gesing, I get so thrilled with Jesus every moment of the day. En die afgelope 2-3 dae, I got so thrilled with God. Om te kyk wat het hy saamgestel. Ouens, hy spesifiek. Jy sal sien vanmôre weer man. Ek haal nie die goed sommer net uit nie. Ek sê, wat sê God? Wat wil die Here sê? Wat wil die Here vir jou sê vanmôre? Die Here wil vanmôre vir ons sê, hy het 'n hart vir ons almal. Hierdie belastinggaarder, hy het 'n mooi hart. 14 maal sê hy, dit kom uit die Ou Testament. Hierdie Matteus begin so. Biblios, Genesis, Jesus Christus. Dis die boek van die begin van Jesus Christus. Biblios is die boek, né? Hierdie is die begin van die boek van die Nuwe Testament. Hierdie is die begin van Jesus Christus. Jesus sê wie hy is, dis die Griekse naam vir die Ou Testamentiese, dieselfde ekwivalent van Joshua. In vers 21 sê hulle Jesus beteken hy is die redder. Sommer net in die eerste sinnetjie sê die Heilige Gees klaar man, wie is hierdie Jesus? Hy is die redder. In vers 21 sê hy sal sy mense van wat red? Van sonde. En dan sê hy Jesus Christus, in die Ou Testament het hulle gepraat van die Messias, so hy is die gesalfde een. En nou begin hy met hulle praat, in die Bybel speel verbonde 'n geweldige belangrike rol. En daar's amper so 5 of 6 verskillende verbonde. Daar's die Adam verbond, die Noag verbond, die Abraham verbond, die Moses verbond, die Dawid verbond, en dan die Nuwe Testament het die nuwe verbond in Jesus Christus. Hy vat die twee wat die belangrikste was vir die Jode, die Abraham verbond en die Dawid verbond. En as hy nou kan bewys, en dis wat hy doen reg deur hierdie hele evangelie, as hy nou vir hulle kan wys, maar eintlik die Abraham en die Dawid verbond, eintlik het hulle geen substansie as jy Jesus uithaal. Eintlik het hulle geen waarde, geen werklikheid as jy Jesus Christus uithaal. En dis waaroor dit hier gaan, en hy wys vir hulle. Want jy sien ouens, as jy Abraham en Dawid van die tafel af wil afhaal, ek het in 'n huis groot geword en in 'n kerk groot geword, waar Abraham was eintlik belangriker as enigiets anders in die Bybel. Maar dis nie waar nie. Ek onthou toe ek by die kweekskool was, toe kom daar 'n man, een van die belangrikste teoloë wat nou nog lewe in ons land, kom gee hy vir ons lesings. Sien, dit was nou vir ons 'n groot dag, want hierdie groot man in hierdie vreeslike land van ons, kom gee nou vir ons hier bietjie lesings. En hy het die dag gesê, man, as jy hierdie Bybel wil verstaan, die sleutel is die Abraham verbond. Hy praat nonsens, dis Jesus. Hy praat nonsens, dis die Here Jesus Christus. En die Here Jesus was groter as Abraham, en dit wat hy gedoen het is groter as Abraham, en die Here Jesus was groter as Dawid, en dit wat hy gedoen het is groter as Dawid. Abraham was nie eers by die verbond wat hy gesluit het nie, hy kon dit nie eers saam met God sluit nie, hy was daar eenkant aan die slaap, maar Jesus is nie 'n mens soos Abraham nie. Abraham het gelieg en hy het allerlei goeders gedoen, het sommer sy vrou verraai, en julle weet van Dawid hoe hy gelewe, maar Jesus was altyd volmaak, altyd reg gedoen. Hulle praat van die nuwe verbond. Ouens, eintlik alle verbonde wat in die Ou Testament genoem word, kry hulle volheid, hulle waarde, hulle plek, hulle seggenskap en word versterk in Jesus Christus. Sonder die Here Jesus Christus beteken geen verbond niks. Niks. Julle moet nou mooi luister. Hier kom dit nou, luister nou baie mooi. As ons praat van 'n verbond, dan praat ons van 'n belangrike ding waarin God die Vader hom persoonlik self inlaat met bloed. Dis waaroor dit eintlik hier gaan. En die Here Jesus kom in hierdie verbond word versterk. Sy omvang is groter en sy krag is groter. En Jesus is meer gesalf as Abraham. Hy's meer gesalf as Dawid. Wat hier gebeur in die eerste vers is eintlik God die Vader sit sy voet neer in Jesus. God die Vader kom sit sy, hy is die man. Matteus sê in die eerste versie, hy is die man. En ek wil vanmôre vir jou geluk wens, as jy die Here Jesus gekies het, man. Miskien, luister mooi, miskien twyfel jy, of jy in die regte kerk is, of jy in die regte dinge glo, en daar's baie mense wat heen en weer geslinger word, deur allerlei twyfel. As jy wil deel, as jy wil weet, luister nou mooi,
As jy wil weet of jy deel het aan die lewende God, die antwoord is Jesus. As jy wil weet of jy deel het aan 'n valse godsdiens of nie, die antwoord is Jesus. As jy wil weet of jy 'n kind van die Here is of nie, die antwoord is Jesus. As jy wil weet of jy mislei word of nie, in die kerk of deur die dominee waar jy is, die antwoord is Jesus. Ouens, Matteus en Markus en Lukas en Johannes het nie visioene gekry of vol emosies gewees toe hulle hierdie goed neergeskryf het nie. Hierdie goed is gebaseer op feitelike navorsing, sodat jou geloof gebou kan wees op iemand, op die Here Jesus. Sê bietjie amen, man. Jy sien, ons geloof is, as jy, luister nou mooi, ooit wil deel hê aan die liefde van God, die antwoord lê in Jesus. Sê bietjie amen. As jy wil ooit deel hê aan die getrouheid van ons hemelse Vader, die antwoord lê in Jesus. As jy wil deel hê van die genade van God, jy kry dit nie sonder in Jesus die verlossingsgenade nie. Jy kan nie. As jy wil ewige lewe wil jy weet of jy hemel toe gaan? Die antwoord lê in Jesus. Amen. Dis so ver soos ons gaan. Hebreërs is die hele Hebreërsbrief net besig met dit. Die grootheid, die absoluut van Jesus. Matteus 1 vers 2. Matteus 1 vers 2. Abraham was die vader van Isak, en Isak was die vader van Jakob, en Jakob was die vader van Juda en van sy broers. OK. Jakob ken julle nou baie, en ek was altyd tot verlede jaar, was ek nou eintlik nie altyd so trots op my naam Jakob, tot ek nou 'n mooi studie gedoen het van Jakob, en nou wil ek nooit weer 'n ander naam hê nie. Jakob is vir alle ewigheid, is hy 'n sterk simbool, waarheid, dat die Heilige Gees is sterker as die vlees. En as jy vanmôre 'n swak Christen is, en jy sukkel vanmôre, dan wil ek sê, Jakob is 'n voorbeeld vir jou, vir alle eeue, vir alle Christene, om te weet, dit maak nie saak hoe klein is jou geloof nie, maar die Heilige Gees van die Here kan 'n lieflike ding. Hy is die bewys daarvan, dat 'n mens kan getransformeer word. Jy sien, ek is altyd net geleer van Jakob die bedrieër. Maar hierdie Bybel van ons is vol van Jakob die godsman, wat die Here verander is. Nou staan hier ook in Jakob en sy seun Juda en hulle broers. En Juda, ouens, weet julle, mense kan deur elke een van hierdie versies gaan, en by elke versie het God die Vader vir ons 'n boodskap, en by elke versie wil hy met jou praat, en hier staan Juda en sy broers, so dis eintlik Juda en die hele Israel. En Jakob kom hierson. Jakob was self nie die oudste seun nie, Esau, en toe was dit hy, en nou kom dit nie by Juda, en nou die Here, hoekom wil die Here hê dat die Here Jesus se geslagsregister moet deur Juda loop? Want Juda was nie 'n belangrike man nie. Juda was nie eers die eerste seun van Jakob nie, hy was sommer die 4de seun. Jakob was nie Jakob se belangrikste seun nie, en hy het sy belangrike seuns was eintlik Josef en Benjamin. Maar Juda is die 4de seun van die ongeliefde vrou. Hoor nou mooi, die 4de seun, by hulle het eerste en tweede geweldig belangrike rolle gespeel. Hy was die 4de seun van die ongeliefde vrou. So, dis nie 'n man van aansien nie, Juda nie, maar God die Vader kies dat die Here Jesus se geslagsregister deur hom moet gaan. Juda was nie 'n man van aansien nie, hy het geen groot rol gespeel nie. Ouens, God laat hom nie voorsê of jy 4de in die ry staan. Hy sê, ek wil jou my genade gee. Maak nie saak waar jy staan nie. Hierdie ou het 'n slegte geskiedenis gehad, Juda. Hy het 'n straatvrou opgetel en hy het droog gemaak met haar, en hy kom tot groot skande en skade, en almal lag vir hom in sy lewe lank. Maar weet julle wat is eintlik die boodskap vir ons vanmôre? Die lewe lank moet ons sê, maar die Here het 'n saak gehad met 'n man wat 'n prostituut optel en 'n leuenaar is, en God kry vir hom plek in sy hart. Hy kan ook vir my nou. Want iemand groter as Juda, en as ek en jy, het in die kruis gesterf. Ons Here Jesus. En jy voel vanmôre dalk soos 'n faal mens. Jy voel dalk jy staan jou hele lewe lank in jou eie huis, in jou eie skool, staan jy ook 4de in die ry.
Jy voel verwerp en jy voel verneder. God verneder niemand. Hy wil ons seën met sy genade. Hy wil jou seën met sy genade. Ek het net toe in die eerste diens het ek iets gesê oor Israel. Ek gaan nou nie weer sê nie, want ek wil bietjie by daai 5 punte uitkom. By die eerste diens moes ek dit net so baie vinnig doen. Ek wil maar net sê, Israel, die volk Israel. Nou weet ek, hier sit dalk baie van julle wat baie sterk teologie het rondom Israel, en die volk Israel, en die Joodse, en baie mense wil alhoewel hê, ons moet sommer Joods word, en ek weet nie wat alles nie, maar Israel is gepredestineer om Jesus vir ons te skenk, as dit ware. Hulle is gepredestineer vooraf om die Here Jesus vir ons te skenk. Nou het ons mos Jesus. OK? Ons almal wat hier sit, jy moet nou mooi luister, want dan verstaan jy dalk predestineer ook. Ons almal is gepredestineer om kinders van God te word. Op 'n spesifieke manier. God die Vader het dit gepredestineer. Jy kan dit mooi gaan oplees in Efesiërs 1 vers 5 as jy wil, dat ons sy kinders sal word via Jesus. Dis die pad. As jy kind van God wil word, moet dit via die Here Jesus word. Nou as mens hierdie hele geslagsregister nou wil deurkyk, en jy wil nou nog 'n klompie goeders uithaal, kyk net weer op julle raamwerk, en dan wys ek vir julle daar. Ouens, nou al julle mans, julle moet nou notas neem. Jy moet kyk onder in jou raamwerk, man. Daai raamwerk, ouens, is daar vir julle, om vir julle te help, man. Om vir jou toe te rus, man. Om vir jou te help om daarna te kyk, en onder, jy moet daar notas maak. Waaroor praat die Here met jou? Anders te vergeet jy as jy buite kom. Sodat jy dit kan opvolg. Daar's 5 groot lesse. As ons nou so vers 3 tot by vers 17 vat, is my so pragtig. Vers 1 begin met Jesus, 17 eindig met die Here Jesus. Vers 1 tot 17 het nog 5 lesse. 5. Ervaar dat God hou sy beloftes. Ek wil so graag hê die Heilige Gees moet inbreek in jou lewe. Moet meer inbreek in jou lewe, want baie mense van ons wil tou opgooi, wil hoop opgooi. Dinge loop nie vir my reg nie. Luister, hierdie hele geslagsregister wys deur al die jare, al die Ou Testamentiese dae. God het al in Genesis 3 vers 15 het hy besluit, het hy beloof. Hy het beloof en reg deur die Ou Testament, oralste is daar beloftes. Ek sal iemand stuur wat die kop van die Satan vermors sal. Ek sal iemand stuur en hierdie Here het nie verander nie, ouens. Hy's nog dieselfde. Hy het hom gestuur en hy het gekom en enige belofte wat die Here aan jou gemaak het, al is dit oor vergifnis van sonde, al is dit oor, gryp vas hierdie God van die belofte, man. Ervaar, hy's 'n God wat sy beloftes hou. Ervaar, hy's 'n God, sê bietjie amen. Hy's die Here wat sy beloftes hou. Die tweede groot les wat jy hier uit moet leer, uit hierdie hele geslagsregister, nê, is vat nou. Vat nou die genade van die Here, want genade loop nie in families nie. Genade loop nie deur die bloedlyn van 'n mens nie. Verlede week het ons ook weer gesien, is nie deur die wil van 'n mens of die besluit van 'n mens nie. Dit kom deur die Here. Hier sien jy gedurig in die 18 vers 20, sien julle op julle raamwerke. Op julle raamwerke staan 'n teks wat baie belangrik is, dat elkeen van julle by die huis moet dit gaan lees. Want daar staan, dit wat 'n pa doen, kom die sonde gaan nie oor op sy kind nie. Dit wat 'n kind doen, gaan nie oor op hom nie. En dit kom in die Nuwe Testament baie baie sterk op sy voordra. Jy kan nie jou verlossing oordra op jou kind nie. Jou kind moet self die Here Jesus aanneem. En dit lyk nie vir my asof hierdie ding altyd so deurkom na ons nie. Ons moet wegkom van die ding af. Ek weet nie of Dominique hom naby het nie. Ek wil hom vir julle wys. Van kulturele, tradisionele Christene. Ek sê vir Petrie, maar hoe weet ons? Hoe weet ons? Watter ouens is kulturele, tradisionele Christene? En watter ouens is Bybelse volgelinge van Jesus Christus? Jy moet die Here Jesus neem. Jy moet deel hê aan hom. Jy sien, dan sal jy kan doen. Net soos wat daar in hierdie geslagsregister baie paas was en ouers was, wat regtig by die Here was, en hulle kinders was goddeloos.
Net soos daar in hierdie geslagregisters kinders wat by die Here was en ouers wat goddeloos was. En dit wil vanmôre sê, hier sit dalk van julle wat 30 jaar oud is en 40 jaar en jy weet voor jou siel, jou pa of jou ma het nie 'n getuienis van Jesus in hulle hart nie. Hulle is kultureel, tradisionele Christene. Ouens, ons het nodig dat vir ons kinders, vir ons ouers, vir ons vriende, daar iets meer is as 'n goeie voorbeeld. Daar iets meer is as goeie advies. Ons het nodig om die genade van God af te bid op mekaar, man. Jy het nodig om die genade van die Here af te bid op jou mense. Ons het 'n ou klein dogtertjie van 18 maande. Ek lê gedurig my hand so op haar kop en sê, Vader, in die naam van Jesus, doen U wil, Here. Asseblief doen U wil en beskerm hierdie ouers van hierdie ou dogtertjie en leer hulle om hierdie Het jy jou kinders al aan die Here Jesus gelei? Het jy al vir jou kinders gevra of hulle in die Here behoort? Of is dit maar net omdat hulle hier saam is, die derde ding? Kyk net mooi die derde ding daar. Dit kom alles uit hierdie geslagsregister uit. Die derde ding is hoor. Hoor wat sê die Here, niemand. Nou praat ek met julle hier. Hoor nou, niemand nie, ook nie julle wat hier sit, het te ver geval of is te vuil dat die Here hom aan ons sal stuur nie. Psalm 40 vers 2 sê die Here het my die slijmerige modder uitgeruk en het my voete op 'n rots geplaas. Hy het my standvastigheid gegee, hy het my stabiliteit gegee. In hierdie geslagregister sit die Heilige Gees vir ons 3 heidense vroue wat heeltemal die Jode, dit was vir die Jode bitter moeilik. Dis vandag nog vir hulle bitter moeilik, vandag nog om te glo. Hulle het 'n gebed wat die helfte van hulle sinagoges vandag nog bid. Laat almal wat in Jesus glo vervloeking wees. Vandag. Die helfte van hulle sinagoge. Hier kom hoereerders uit, hier kom heidene uit. Ek dink nou maar net aan Tamar en Rut. Sy was nou nie so hoereerder soos Tamar nie, maar ook Rahab was heidense mense. Maar is dit nie vir jou wonderlik nie? Gee dit nie vir jou hoop? Dat is die mense plek kry. Ek en jy ook plek het. Sê bietjie amen, man. Ek en jy het ook plek, man. Want Jesus, groter as Abraham, groter as Dawid, groter as Moses, hy het vir ons gesterf aan die kruis. Jy sien, dis hoekom. So, ouens, kom ons neem, jy weet as ons nou vandag praat van hoereerders en al hierdie tipe goeders wat nou daar plek het en al so aan, dan is dit baie keer vir my asof ons nie regtig identifiseer met hierdie goeders nie, want jy sien vandag tel mense nie meer die straatvrouens so ooglopend op en langs die pad en al hierdie tipe van goed nie. En ek dink so, en tot hulle nou my sê, nee, hulle ry daar langs daai straat, en sê waar nie, maar hier stop die man, tel hy op, daar ry hulle weer. So dit gebeur maar nogmaals, sien dit nie so selde. Ek het 'n ding gisterand gedink en ek sê vir Lien, ek wil iets sê vanmôre wat ek dink maklik misverstaan kan word. Maar hoor net my hart. Jy kan mos maar verwerp. Jy hoef dit mos nie te vat vir evangelie nie. Ek het dit nie in die Bybel uit gekry nie. Wat ek nou net sê is iets waaroor ek wonder. Daai tipe hoereerdery, daai tipe lewe wat Juda eers gelei het en wat hierdie vrouens gelei het. Ek wonder of die ouens wat so vasvel in pornografie, of dit nie meer amper dieselfde tipe ding is. Ek dink die uiteinde is dieselfde. Ek dink die uiteinde is dieselfde. Ek verstom my, ek kan dit nie glo nie. Ek is natuurlik baie gelukkig want ek meen ek kan nie sien nie, so ek kan nie deur pornografie gevang word nie. Maar nou hoor ek die skottele kry nou kanale met bruiloft. Maar ouens, hoor nou mooi. Hoor nou net mooi wat ek sê. Die televisie is die voorportaal van pornografie. En ek weet nie eers altyd of dit sulke sagte pornografie is. En dalk maak jy groter verkeer met jouself, jou eie gesin, jou eie kinders. En as jy met my na die tyd wil kom stry, is jy welkom. Ek sal maak of ek jou nie hoor.
Nommer 4, pas op vir 'n tragedie. Johannes 3 vers 16 is die mooiste vers in die Bybel, maar daarin is 'n groot tragedie. So lief het God die wêreld gehad, dat almal wat in sy naam glo, nie verlore. Dis die grootste tragedie. Weet julle wat 'n tragedie in hierdie 17 verse? Daar's 'n broer, Jakob, en Isak. Maar sy broer Isak, sy broer Ismael is hier nie. Waar's jou broer? Waar's jy? Jakob, maar sy broer is nie hier nie. Dis 'n tragedie dat mense wat saam groot geword het, party by die Here kom en party nie. Die laaste dingetjie by vanoggend is dit, hier het ons die geslagsregister van ons Here Jesus. En al die wonderlike dinge wat ons sien, hoe's die Vader se hart teenoor mense. Dit maak nie vanmôre saak of jy 'n Juda is nie. Jy kan in die geslagsregister van die Here Jesus kom. En jy kan ook deel van God kry in Christus Jesus. Maar ek wil hê julle moet weet, net so waarheid as wat daar hier 'n geslagsregister staan, en dat daar hier 'n boek is, waarin die name opgeteken is van die mense wat aan die Here behoort. Net so bestaan daar nou op hierdie oomblik 'n boek wat name het van al die mense wat aan God behoort. En God die Vader is gedurig besig om nuwe name by te skryf. En as jou naam nog nie daar is nie, wil ek jou aanmoedig. Ek wil jou motiveer. Ek wil pleit by jou, terwille van jou vrou, terwille van jou kinders, terwille van jouself. Terwille van jouself, man. Neem die Here Jesus Christus nou aan as jou verlosser. Neem hom vanmôre aan. Daar lê sulke groen kaartjies in die banke. Bid daai gebed en sê, want jy sien, ek dink gister dink ek aan die Shimlas. Ek gaan net saam met 'n klompie van hulle eet. En ek dink aan die Shimlas en die drome wat die jong manne het om, jy weet, waar hulle gegaan met rugby en al so, en ek dink party van hulle hoop en droom hulle gaan so lank speel soos Victor Matfield. En al hierdie goeters. Toe dink ek aan Genesis 40 vers 8. Daar word geskrywe van Josef. En daar was eintlik niemand wat drome kon uitlê nie. Ek ken iemand, hoor mooi. Ek ken iemand wat nie net drome kan uitlê nie, maar wat drome kan realiseer. En of jy nou 'n Shimla is, en of jy 'n cheetah is, en of jy 'n pa van 'n huis is, en of jy enkel lopend is, Jesus is die man wat drome kan interpreteer, maar nie net interpreteer nie, die Here Jesus kan drome realiseer. So op grond daarvan wil ek vanmôre sê, man, op grond van God se liefde en die Here Jesus se klaarwerk, wil ek op jou aandring om jou lewe vir die Here Jesus Christus te gee. Sê 'n bietjie amen. Amen. Vader, dankie in die naam van ons Here Jesus. Dankie Here vir u goedheid, dankie vir u woord, dankie vir u Heilige Gees, dankie vir die Here Jesus. Dankie Here dat ons geloof kan staan op feite. Nie op emosies of visioene van mense of predikante of kerke nie, maar op feite. So ek dankie, seën hierdie mense. Help hulle asseblief Here. Enige een van julle, maak almal vir julle oë toe. Ek wil nie julle moet rondkyk nie. Enige iemand op die galery, sê net vanmôre, Here, ek wil 'n tree neem vorentoe. Ek steek my hand op. Dan steek jy jou hand hoog op, dan sak jy hom weer. Ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. En ek wil hê, sommer oral staan, op die galery, hier by hierdie 4 blokke, steek op jou naam aan. Sê, Here, ek het behoefte aan u vanmôre. Ek het 'n behoefte, Here, dat u 'n rol in my lewe sal speel. Here Jesus, ek glo in u. Ek wil u aanneem. Ek wil een van daai 1000 wees, Here. Verander my lewe. Here, u het Jakob 'n bedrieër, het u verander. Verander my ook, asseblief, Here, in die naam van Jesus. Ek dank die Here. En die kinders van die Here sê, amen. Amen.